'n hartlike goeiemôre, good morning. Inderdaad, baie lekker môre vir jou, waar jy ook al mag wees. Ja, naweek is verby. Ten spyte van die koue is ons gereed om hierdie week op die regte manier af te skop. Môre Els. Goeiemôre julle. Is julle bekers vol? Vol en reg om te Nee, gaan. ek kon nie wag nie. Ek het ons het gesien jy het al so vroeg vir dis is eintlik al jou derde koppie. Dis so, inderdaad. Ek sou nie anders kan funksioneer nie. Sorry. Nou ja, toe, weet jy waar ons sal ook nie sonder die inne kan funksioneer. Ja, nie. kom sê Wil vir julle ons. weet wat vandag gebeur? Absoluut. Goed, Nadine Vosloo van Olympic Paints deel kreatiewe maniere waarop algemene bak- en broubestanddele gebruik kan word om kuns te skep. Die president van SA Toutrek, Anton Botha, gesels oor hoe hulle gereed maak vir die wêreldkampioenskap wat hierdie jaar in Mossel Bay plaasvind. Sue Jordan gesels oor hoe duik 'n manier is om inklusiwiteit, herstel en vryheid onder mense met gestremthede te bevorder. En ons sluit af met nuwe musiek van Bella Kuleski wat haar solo-loopbaan met haar enkelsnit Mis jy my al begin. Ja, besige program wat voor lê, né? Groot verskeidenheid. Ek Ja. moet sê ek het daai verkeerd gelees. Ek het gedog dit sê mis jy my AI. So Dis iets anders. Dis 'n ander liedjie. is dit anders al. Ja, Okay, ja. Wel, natuurlik is daar ook interessante brokkies, so ek gaan sommer wegspring met 'n interessante storie wat ek met julle wil deel. Ja. Dis een wat my nogal so 'n bietjie aangedaan laat voel het toe ek dit die eerste keer lees, maar Pepper, 'n dapper fox terrier wat vir 11 dae lank op Tafelberg vermis was, het die hele Kaapstad op hol gehad. Pepper het op 14 Junie, dis mos nou my verjaarsdag raas, 14 Junie naby Kasteelspoort nadat hy skrik gemaak is verdwyn. Sy eienaar Owen Moses het sedertdien elke dag van Stellenbosch afgery om van sonsopkoms tot sonsonder die berg uit te klim op soek na Pepper. Meer as 200 vrywilligers, hommeltuie en reddingsspanne het help soek. Ja, onder hulle was Jolene Harris van Lamberts en Elands Animal Protection Services wat gehelp het om die vrywilligers en soekstrategieë te koördineer. Die groot deurbraak het uiteindelik op 24 Junie plaasgevind. Pepper is op 'n smal rots bo Oude Kraal gewaar. Redders moes sowat 150 meter met toue teen die kraans afsak om by hom uit te kom. En na ure se geduld en 'n paar lekkernye is Pepper veilig in 'n rugsak geplaas en met sy eienaar herenig. So dit is nou weer 'n storie van hoop. Ek kan myself nie indink dat jy vir soveel dae sonder jou dierekind, jy weet nie waar hy of sy is nie. En jy weet, hulle het weggehardloop as gevolg van die feit dat hulle geskrik het. Dit sal vir my verskriklik wees daai paar dae. Ja, om te dink dat mense is so geheg aan hulle troeteldiere en so dit is amper soos kinders vir hulle. Jy sê altyd my katkinders, jy weet. Presies. So om te dink dat dit vir so lank net iewers was en nou moet jy elke dag net dink, waar is ou Pepper, waar is Pepper en toe het hulle al gekry. Ek dink op die ou einde Pepper moet 'n nuwe naam kry. Wonderwerk. Ja. Want dit is 'n wonderwerk om 11 dae in daai berg, Ja. en spesiaal in die weer wat die Kaap nou gehad het, te kon oorleef. Ja. En dis ou net so 'n ou bonneltjie. So ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar my hart ek voel dieselfde as jy. Mense raak aangedaan as jy daaraan dink, want as jy diere gehad het as 'n kind, dan word jy met hulle groot en hulle kry plek in jou hart in. Alhoewel aan die ander kant ek het toe ek so 10 al was 6 goue visse in 'n ry doodgemaak. Ek nie bedoel nie dat hulle het nie doodgegaan op my watch, dis al. Ja, dit is Nie maar heeltemal waar, dieselfde ding nie. dit is maar waar die troeteldiere liefde begin, daar by die visse en so. Dis korrek. Maar het jy al 'n troeteldier verloor of iets gehad wat vermis gegaan het? Kyk, Raas, die katkinders is vir jou stout hoor. Hulle loop mos maar rond. En Luca, die jongste, het al vir 'n hele dag was sy weg gewees. En ek het nie ophou soek nie en natuurlik baie gehuil, Ja. jy weet oral gaan roep. En toe ek jy weet haar einde ten laaste gewaar, soos wat ons nou ook in hierdie storie gelees het, toe het sy so onder die grond, wat noem mense dit, dreinering, weet die dreinering, ja. Ja. Toe het sy daar uit haar koppie so uitgesteek en ek was baie verlig geweest. Maar ja, 'n mens stres want jy is net altyd so bang dat dit erger kon gewees het, jy weet. Ja, en jy het nou gesê die Pepper se nuwe naam moet wonderwerk wees, maar dit is eintlik regtig waar, dit is 'n wonderwerk en die feit dat die gemeenskap almal bymekaar gekom het om hierdie klein dingetjie nou te gaan soek en op te spoor, is regtig, dit is daai tipe feel good nuus en feel good stories wat ons regtig nodig het, né? Maar jy kan egter nie katte en honde vergelyk nie. Jy weet wat gebeur as jy vir 'n hond roep, dan hardloop hy so nader en dan kom lekker jou. As jy 'n kat roep, dan sê die kat
I'll come back to you. Ja, ek sien 'n lus vir jou. Ja. Nee, los my uit. Ja. Nee, presies. Maar hierdie was fantasties, 'n wonderlike storie. Ja, ons het nog 'n storie in ons oggendpraatjies vanoggend, and this one is related to tourism and visiting other countries. When you think of visiting Egypt, there's a very specific image that usually comes to mind. The pyramids rising on the horizon, the Sphinx standing watch, and maybe a camel or two moving slowly across the desert sands. But that iconic postcard moment of Egypt may soon look very different. Visitors to Egypt's famous pyramids of Giza will soon experience the ancient wonder in a very different way. The Egyptian government is phasing out camel and horse rides around the site as part of a major push towards ethical tourism and improved animal welfare. The move comes amid growing global pressure to end the exploitation of animals in tourism. Instead of animal transport, visitors will increasingly use electric buses and shuttle carts, offering a more sustainable way to explore one of the world's most iconic landmarks. So hierdie is regtig goeie nuus, want ek dink daar is veral in die Egiptiese toerismebedryf en hierdie praktyk gaan al vir baie lank aan. Ek dink daar is hier en daar 'n mishandeling van die kamele en die perde wat daar is. Maar my eerste vraag is, sê nou dit is jou familie se besigheid, and that's what you've done for hundreds of years, is doing these tours, and now it's not going to be that anymore, you know? So my immediate question, Roz, is, so these horses and the camels that they use, are they now not going to be ridden anymore? That's, for me, when I saw the story, I thought, hang on, this doesn't make sense, because those camels will still be ridden. And to be honest, I've done that. It's part of that whole experience of riding a camel. Look, it's a stinking animal. It's a nasty thing at the best They of times. spit a lot. They do. But does that mean that they're not going to be ridden anymore? And I take your point. There probably has been cases. But in the end, that's what they're there for, to be ridden. I think you're taking away some of the culture of this experience. Ek weet nie hoe voel jy nie. Jy's seker aan die ander kant van daai spektrum. Kyk hierso, ek dink dis twee verskillende invalshoeke en ek dink 'n mens kan vir ure, jy weet, hieroor gesels. Maar ek stem saam, ek dink wanneer dit kom by die haaglike omstandighede soms, jy weet, en hoe daar teenoor die diere opgetree word, ek sal altyd eers opkom vir die diertjies, jy weet mos anders vir die diertjies. So ek dink 'n mens moet net 'n middeweg kan vind. Jy weet 'n balans en daai soort van ding. Maar ek was nog nooit in daai deel van die wêreld gewees nie. So ek het nog nooit daai ervaring gehad nie, maar ek vat jou woord daarna. En as jy praat van volhoubaarheid, ons praat nou van elektriese busse. Daai batterye wat in elektriese busse gebruik word, is ook sleg vir die omgewing op sy manier, totdat jy hom vir 5 jaar gebruik het, dan begin daardie impak afneem. So wat is reg? Daar's nog 'n faktor wat mense in gedagte kan neem. Ja. Sien, soos wat ek vir julle sê, ons sal vir ure hieroor kan gesels. Nou maar jou toe. Gesondheid. Ons hoop jy het 'n glasie lemoensap in die hand vanoggend of jou koppie koffie. Maar bly gerus waar jy is. Ons is net hierna weer terug. En onthou ook om ons op alle sosiale media platforms te gaan volg om op hoogte van sake hier by Goeiemôre Good Morning te bly.